In my omgewing is daar baie nuwe ontwikkelings. Hier waar ek vandag by 'n bouperseel staan, is daar baie geraas. Daar's gekap van hammers, masjinerie wat goed op en af beweeg, hyskrane wat goed optel bo op geboue. Dis asof hierdie geraas nooit stop. Maar dis ook eintlik so typerend van ons lewens. Daar waar die geraas ook nooit ophou. In die verkeer, by die werk, waar mense ander beskinder en verkleineer en te maak. Dis asof dit net nooit ophou. Selfs al gaan slaap ons, voel dit asof dit 'n ver afgedreën in die verte is. Maar waar kan ek en jy heen gaan? Wat kan ek en jy doen om die andersheid te ervaar? Anders is die wêreld stilte weer te kry. Daar is 'n gedeelte in die Bybel wat ook praat van 'n bouperseel. Dit is 'n gedeelte uit 1 Konings 6 uit, waar daar breedvoerig bespreek word hoe Salomo die tempel bou, hoe lank, hoe wyd en hoe hoog dit moet wees. Maar in vers 7, toevallig in vers 7, staan daar hierdie eienaardige woorde. Vir die bou van die tempel is klaargekapte klip uit die groewe gebruik. Daar was geen geraas van hamers, buitels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie. Daar was geen geraas van hammers, buitels of enige ander ystergereedskap toe die tempel gebou is nie. 'n Mens wil amper sê dit kan nie. Hoe kan daar by 'n bouperseel geen geraas wees nie? Hoekom word dit in hierdie verhaal so uitgebeeld? Omdat dit in God se teenwoordigheid geskied. Omdat in God se teenwoordigheid geskied, word mense bereid om anders op te tree. Doen hulle goed anders. Mense waar hulle God se liefde ervaar, word bereid om God se liefde te leef. En deur hierdie liefde wat hulle leef, bring hulle stilte in mense se lewens. Dit gebeur waar mense bereid word om teen alle logika in ander te vergewe. Tree hulle anders op, bring hulle stilte. Dit gebeur waar mense bereid word om nie soos die wêreld te verwag om wraak te neem nie, maar om opofferings te maak, hulle trots in die sak te steek en mense tegemoet te kom. Waar God teenwoordig is in 'n mens se lewe, begin 'n mens stilte ervaar. Kyk maar vir Jesus Christus. Hy is gebore in die middel van 'n kindermoord van Herodes, stil in 'n krib. Ons sing selfs dan die lied, Stille Nag, Heilige Nag. Daar waar hy 'n kruis uithang en die mense hom spot en op hom skree, bid hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In ons gejaagde lewe, waar daar soveel geraas eintlik is, kan ons stilte bring. Stilte in God se teenwoordigheid, omdat ons bereid word om anders op te tree as die wêreld. Mag jy hierdie stilte leef. 'n Stilte waar jy weer in jou eie lewe en die mense rondom jou kalmte en rustigheid kan bring, te midde van 'n storm wat rondom jou woed. Mag jy hierdie stilte so beleef, dat dit sal oorspoel na die mense rondom jou, sodat almal kan weet, dat daar 'n lewende God is. Mag die stilte jou in die geraas in die wêreld oorweldig. Tot volgende week.